Goeie almal, teen die Sabbat. Ek gaan vanoggend weer met een van Kylie se liedjies begin. En ja, geniet hom. I woke to dust on my hands, under old stones and old names. Yet the blood still remembers what the scattered heart can't say. We were planted in sorrow, hidden under ash and rain. But the covenant was breathing through the cracks in our pain. Call the sons back home, Call the daughters by name. the dream is not broken, it is waking again. Judah rise, we remember who we are. Set a flame inside the scars, from the north wind to the sea. The remnant is learning to breathe. Judah rise, we are coming back to be. The old scroll spoke in shadows of a lion and a throne, of a people called to carry what the nations left unknown. And the scattered ones are listening to the thunder in their bones. Every father, every mother, every child is called home. Call the dry bones near, call the weary to stand. What was buried in silence still lives in the land. Judah rise, we remember who we are. Set a flame inside the scars, from the north wind to the sea. The remnant is learning to breathe.
Hy, geseënde Sabbat vir almal en welkom. Ons gaan vandag weer Juda behandel. En dan gaan ons 'n bietjie hoor wat het Juda vir ons te sê. Soos gewoonlik sal Angie vir ons begin met die lees van die Testament van Juda en dan sal ek uit ander geskrifte sy goed gaan lees vir ons. Ja, ek gaan weer in Engels lees vandag. Omdat ek die Engelse geskrifte het. Okay. Juda het vier stukke, of wat noem mense dit? Vier Hoofstukke. vier stukke. Hy het 4 hoofstukke. Okay, so the copy of the words of Judah. What things he spoke to his sons before he died. They gathered themselves together, therefore, and came to him. And he said to them, Hearken, my children, to Judah your father. I was the 4th son born to my father Jacob, and Leah my mother named me Judah, saying, I give thanks to Yahweh, because he has given me a 4th son also. I was swift in my youth, and obedient to my father in everything, and I honored my mother and my mother's sister. And it came to pass, when I became a man, that my father blessed me, saying, You shall be a sovereign, prospering in all things. And Yahweh showed me favor in all my works, both in the field and in the house. I know that I raced a hind, and caught it, and prepared the meat for my father, and he did eat. And the roes I used to master in the chase, I overtake all that was in the plains. A wild mare I overtook, and caught it, and tamed it. I slew a lion, and plucked a kid out of its mouth. I took a bear by its paw, and hurled it down the cliff, and it was crushed. I outran the wild boar, and seizing it as I ran, I tore it in sunder. A leopard in Hebron leaped upon my dog, and I caught it by the tail and hurled it on the rocks, and it was broken in two. I found a wild ox feeding in the fields, and seizing it by the horns, and whirling it around, and stunning it, I cast it from me and slew it. And when the 2 sovereigns of the Canaanites came sheathed in armor against our flocks, and much people with them, single-handed I rushed upon the sovereign of Hazor, and smote him on the greaves, and dragged him down, and so I slew him. And the others, the sovereign of Tapua, as he sat upon his horse, I slew, and so I scattered all his people. Achor the sovereign, a man of giant stature, I found hurling javelins before and behind, and he sat on horseback. I took up a stone of 60 pounds weight, and hurled it, and smote his horse, and killed it. And I fought with this other for 2 hours, and I broke his shield in 2, and I chopped off his feet, and killed him. And I was stripping off his breastplate. Behold, 9 men, his companions, began to fight with me. I wound my garment on my hand, and slung stones at them, and killed 4 of them, and the rest fled. And Jacob my father slew Beelzebub, sovereign of all the sovereigns, a giant in strength, 12 cubits high. And fear fell upon them, and they ceased warring against us. Therefore my father was free from anxiety in the wars when I was with my brethren. For he saw in a vision concerning me that a messenger of might followed me everywhere, that I should not be overcome. And in the south there came upon us a greater war than that in Shechem. And I joined in battle array with my brethren, and pursued 1,000 men, and slew of them 200 men, and 4 sovereigns. And I went up upon the wall, and I slew 4 mighty men. And so we captured Hazor, and took all the spoil. And the next day we departed to Aratan, a city strong and walled and inaccessible, threatening us with death. But I and Gad approached on the east side of the city, and Reuben and Levi on the west. And they were upon the wall, thinking that we were alone, were drawn down against us. And so my brothers secretly climbed up the wall on both sides by stakes, entered the city, while the men knew it not. And we took it with the edge of the sword. And as for those who had taken refuge in the tower,
we set fire to the tower and took both it and them. And as we were departing, the men of Tapua seized our spoil, and seeing this, we fought with them, and we slew them all and recovered our spoil. And when I was at the waters of Kozeba, the men of Jobal came against us to battle, and we fought with them and routed them, and their allies from Shiloh we slew, and we did not leave them power to come up against us. And the men of Makir came upon us for the 5th day to seize our spoil, and we attacked them and overcame them in fierce battle. For there was a host of mighty men amongst them, and we slew them before they had gone up the ascent. And when we came to the city, their women rolled upon us stones from the brow of the hill on which the city stood. And I and Shimeon had ourselves behind the town, and seized upon the heights, and destroyed this city also. And the next day it was told us that the sovereign of the city of Gaash, with a mighty host, was coming against us. I, therefore, and Dan feigned ourselves to be Amorites, and as allies went into their city. And in the depth of the night our brethren came, and we opened to them the gates, and we destroyed all men and their substance. And we took for prey all that was theirs, and their 3 walls were cast down. And we drew near to Tamnah, where was all the substance of the hostile sovereigns. Then being insulted by them, I was therefore wroth, and rushed against them to the summit. And they kept slinging against me stones and darts, and had not Dan, my brother, aided me, they would have slain me. We came upon them therefore with wrath, and they all fled. And passing by another way, they fought my father, and he made peace with them. And we did to them no hurt, and they became tributary to us, and we restored to them their spoil. And I built Tamnah, and my father built Pabiel. I was 20 years old when this war befell, and the Canaanites feared me and my brethren. And I had much cattle, and I had for chief herdsman Hira, the Adullamite. And when I went to him, I saw Parsaba, sovereign of Adullam, and he spake to us, and he made us a feast. And when I was heated, he gave me his daughter Shua to wife. She bore me and Onan and Shelah. And 2 of them Yahweh smote, for Shelah lived, and his children are you. In 18 years my father abode in peace with his brother Esau, and his sons with us. After that we came from Mesopotamia, from Laban. And when 18 years were fulfilled, in the 40th year of my life, Esau, the brother of my father, came upon us with a mighty and strong people. And Jacob smote Esau with an arrow, and he was taken up wounded on Mount Seir. And as he went, he died at Adoniram. And we pursued after the sons of Esau. Now they had a city with walls of iron and gates of brass, and we could not enter into it. And we encamped around and besieged it. And when they opened not to us in 20 days, I set up a ladder in the sight of all. And with my shield upon my head, I went up, sustaining the assault of stones upwards of 3 talents weight, and I slew 4 of their mighty men. And Reuben and Gad slew 6 others. Then they asked from us terms of peace, and having taken counsel with our father, we received them as tributaries. They gave us 500 cores of wheat, 500 baths of oil, 500 measures of wine, until the famine, when we went down into Mizraim. And after these things, my son took a wife, Tamar, from Mesopotamia, a daughter of Aram. Now was wicked, and he was in need concerning Tamar, because she was not of the land of Canaan. And on the 3rd night a messenger of Yahweh smote him. And he had not known her according to the evil craftiness of his mother, for he did not wish to have children by her. In the days of the wedding feast I gave Onan to her in marriage, and he also in wickedness knew her not, though he spent with her a year. And when I threatened him, he went in unto her, but he spilt the seed on the ground according to the command of his mother. And he also died through wickedness. And I wished to give Shelah also to her,
But his mother did not permit it, for she wrought evil against Tamar, because she was not of the daughters of Canaan, and she also herself was. And I knew that the race of the Canaanites was wicked, that the impulse of youth blinded my mind. And when I saw her pouring out wine, owing to the intoxication of wine, I was deceived, and took her, although my father had not cancelled it. And while I was away, she went and took for Shelah a wife from Canaan. And when I knew what she had done, I cursed her in the anguish of my being, and she also died through her wickedness, together with her sons. And after these things, while Tamar was a widow, she heard after 2 years that I was going up to shear my sheep. She adorned herself in bridal array and sat in the city in Naim by the gate. For it was a law of the Amorites that she who was about to marry should sit in fornication 7 days by the gate. Therefore, being drunk with wine, I did not recognize her, and her beauty deceived me through the fashion of her adorning. And I turned aside to her and said, Let me go into you. And she said, What will you give me? And I gave her my staff and my girdle and the diadem of my sovereignty in pledge. And I went into her, and she conceived. And not knowing what I had done, I wished to slay her, but she privily sent my pledges and put me to shame. And when I called her, I heard also the secret words which I spoke when lying with her in my drunkenness. And I could not slay her, because it was from Yahweh. For I said, Lest haply she did it in subtlety, having received the pledge from another woman. But I became not again near her while I lived, because I had done this abomination in all Israel. Moreover, they who were in the city said there was no harlot in the gate, because she came from another place and sat for a while in the gate. And I thought that no one knew that I had gone into her. And after this, we came into Mizraim to Joseph, because of the famine, and I was 46 years old, and 73 years lived I in Mizraim. And now I command you, my children, hearken to Judah your father, and keep my sayings, to perform all the ordinances of Yahweh, and to obey the commands of Elohim. Walk not after your lusts, nor the imagination of your thoughts, in haughtiness of heart, and honor not in the deeds and strength of your youth, for this also is evil in the eyes of Yahweh. Since I also gloried that in wars no comely woman's face ever enticed me, and reproved Reuben my brother concerning Bilhah, the wife of my father. The spirits of jealousy and of fornication arrayed themselves against me, until I lay with Shua the Canaanite, and Tamar, who was espoused to my sons. For I said to my father-in-law, I will take counsel with my father, and so will I take your daughter. And he was unwilling, but he showed me a boundless store of gold in his daughter's behalf, for he was a sovereign. And he adorned her with gold and pearls, and caused her to pour out wine for us at the feast, with the beauty of women. And the wine turned aside my eyes, and pleasure blinded my heart. And I became enamored of and I lay with her, and transgressed the commandment of Yahweh, and the commandment of my fathers, and I took her to wife. Yahweh rewarded me according to the imagination of my heart, inasmuch as I had no joy in her children. And now, my children, I say to you, be not drunk with wine, for wine turns the mind away from the truth, and it inspires the passion of lust, and leadeth the eyes into error. For the spirit of fornication has wine as a minister to give pleasure to the mind, for these two also take away the mind of man. For if a man drinks wine to drunkenness, it disturbs the mind with filthy thoughts, leading to fornication, and heats the body to carnal union. When if the occasion of the lust be present, he works the sin, and is not ashamed. Such is the inebriated man, my children, for he who is drunken reverences no man. For lo, it made me also to err, so that I was not ashamed of the multitude in the city, in that before the eyes of all I turned aside unto Tamar, and I wrought a great sin, and I uncovered the covering,
of my son's shame. After I had drunk wine, I reverenced not the commandment of Elohim, and I took a woman of Canaan to wife. For much discretion is needed, the man who drinks wine, my children. And herein is discretion in drinking wine. A man may drink so long as he preserves modesty. But if he go beyond his limit, the spirit of deceit attacks his mind, and it makes the drunkard to talk filthily, and to transgress and not to be ashamed, but even to pride in his shame, and to count himself honorable. He that commits fornication is not aware when he suffers loss, and is not ashamed when put to dishonor. For even though a man be a sovereign and commits fornication, he is stripped of his sovereignship by becoming the slave of fornication, as I myself also suffered. For I gave my staff, that is the stay of my tribe, and my girdle, that is my power, and my diadem, that is the honor of my sovereignty. And indeed I repented of these things. Wine and flesh I eat not until my old age, nor did I behold any joy. And the messenger of Elohim showed me that forever do women bear rule over sovereign and beggar alike. And from the sovereign they take away his splendor, and from the valiant man his might, and from the beggar even that little which is the stay of his poverty. Observe therefore, my children, the right limit in wine, for there are in it 4 evil spirits, of lust, of hot desire, of profligacy, and of filthy lucre. Nou, profligacy, nou gaan of vir julle sê, ek het nie geweet nie, ek moes dit gaan Google, daar is seker van julle wat slimmer is en al klaar weet. Profligacy beteken reckless extravagance, wasteful spending of resources or shameless immoral behavior. And then lucre, filthy lucre is 'n term wat gebruik word vir mense wat basically obsessed is met geld en rykdom en ja, mense wat hulle self besig hou met die verkeerde dinge. If you drink wine in gladness, be modest in the reverence of Elohim. For if in your gladness the reverence of Elohim departs, then drunkenness arises, and shamelessness creeps in. But if you would live soberly, do not touch wine at all, lest you sin in words of outrage, and in fightings and slanders and transgressions of your commandments of Elohim, and you perish before your time. Moreover, wine reveals the mysteries of Elohim and men, even as I also revealed the commandments of Elohim and the mysteries of Jacob, my father, to the Canaanite woman Shua, which Elohim bade me not to reveal. And wine is a cause both of war and confusion. And now I command you, my children, do not love money, nor to gaze upon the beauty of women, because for the sake of money and beauty I was led astray to Shua the Canaanite. For I know that because of these 2 things shall my race fall into wickedness. For even wise men among my sons shall they mar, and shall cause the sovereignty of Judah to be diminished, where Yahweh gave me because of my obedience to my father. For I never caused grief to Jacob my father, for all things whatsoever he commanded I did. And Isaac, the father of my father, blessed me to be sovereign in Israel, and Jacob further blessed me in like manner. And I know that from me shall the sovereignty be established. And I know what evils you will do in the last days. Beware therefore, my children, of fornication and the love of money, and hearken to Judah your father. For these things withdraw us from the Torah of Elohim, and blind the inclination of the being, and teach arrogance, and suffer not a man to have compassion upon his neighbor. They rob his being of all goodness, and oppress him with toils and troubles, and drive away sleep from him, and devour his flesh. And he hinders the sacrifices of Elohim, and he remembers not the blessing of Elohim. He hearkens not to the prophets when he speaks. He resents the words of reverence. For he is a slave to 2 contrary passions, and cannot obey Elohim, because they have blinded his being. And he walks in the day as in the night. My children, the love of money leads to idolatry,
Because when led astray through money, men name as Elohim those who are not Elohim, and it causes him who have it to fall into madness. For the sake of money, I lost my children, and had not my repentance and my humiliation and the prayers of my father been accepted, I should have died childless. But the Elohim of my fathers had mercy on me, because I did it in ignorance. And the prince of deceit blinded me, and I sinned as a man and as flesh, being corrupted through sins, and I learned my own weakness while thinking myself invincible. Know therefore, my children, that two ruachos wait upon man, the ruach of truth and the spirit of deceit. And in the midst of the ruach of understanding of the mind, to which it belongs to turn whithersoever it will. And the works of truth and the works of deceit are written upon the hearts of men, and each one of them Yahweh knows. And there is no time at which the works of men can be hid. For on the heart itself have they been written down before Yahweh. And the Ruach of truth testifies all things and accuses all, and the sinner is burnt up by his own heart. And cannot raise his face to judge. And now, my children, I command you, love Levi, that you may abide, and exalt not yourselves against him, lest you be utterly destroyed. For to me Yahweh gave the sovereignty, and to him the kehuna, the priesterdom is, and he set the sovereignty beneath the kehuna. To me he gave the things upon the earth, to him the things in the shamayim, and the shamayim is higher than the earth. So is the kehuna of Elohim higher than the earthly sovereignty, unless it falls away through sin from Yahweh and is dominated by the earthly sovereignty. For the messenger of Yahweh said to me, Yahweh chose him rather than you, to draw near to him, and to eat of his table, and to offer him the first fruits of the choice things of the sons of Israel. But you shall be sovereign of Jacob, and you shall be amongst them at the sea. For as on the sea just and unjust are tossed about, some taken into captivity, while some are enriched, so also shall every race of men be in you. Some shall be impoverished, being taken captive. Others grow rich by plundering and possessions of others. For the sovereigns shall be as sea monsters. They shall swallow men like fishes. The sons and daughters of free men shall they enslave. Houses, lands, flocks, money shall they plunder. And with the flesh of many shall they wrongfully feed the ravens and the cranes. And they shall advance in evil, in covetousness uplifted. And there shall be false Nebiim like tempest, false prophets. And they shall persecute all righteous men. And Yahweh shall bring upon them divisions, one against another. And there shall be continual wars in Israel. And among men of another race shall my sovereignty be brought to an end, until the deliverance of Israel shall come, until the appearing of the Elohim of righteousness, that Jacob and all Gentiles may rest in peace. And he shall guard the might of my sovereignty forever. For Yahweh swore to me with an oath that he would not destroy the sovereignty from my seed forever. Now I have much grief, my children, because of your lewdness and witchcraft and idolatries, which you shall practice against the sovereignty, following them that have familiar spirits, diviners and demons of error. You shall make your daughters singing girls and harlots. You shall mingle in the abomination of the Gentiles, for which things sake Yahweh shall bring upon you famine and pestilence, death and the sword, beleaguering the enemies and revelings of friends, the slaughter of children, the rape of wives, the plundering of possessions, the burning of the Haikal of Elohim, the laying waste of the land, the enslavement of yourselves among the Gentiles.
and they shall make some of you eunuchs for their wives, until Yahweh visits you, when with perfect heart you repent and walk in all his commandments, and he bring you up from captivity among the Gentiles. And after these things shall a star arise to you from Jacob in peace, and a man shall arise from my seed like the Son of Righteousness, walking with the sons of men in meekness and righteousness, and no sin shall be found in him. And the Shamayim shall be opened unto him, to pour out the Ruach, even the Berakach of the Kodesh Father, and he shall pour out the Ruach of favor upon you. And you shall be to him sons in truth, and you shall walk in his commandments, first and last. Then shall the scepter of my sovereignty shine forth, and from your root shall arise a stem, and from it shall grow a rod of righteousness to the Gentiles, to judge and to save all that call upon Yahweh. And after these things shall Abram and Isaac and Jacob arise unto life, and I and my brethren shall be chiefs of the tribes of Israel. Levi first, I the second, Joseph third, Benjamin fourth, Shimeon fifth, Issachar sixth, and so all in order. And Yahweh blessed Levi and the messenger of the presence, me the powers of favor, Shimeon the Shamayim, Reuben the earth, Issachar the sea, Zebulun the mountains, Joseph the Mishkah, Benjamin the luminaries, Dan, Eden, Naphtali the sun, Gad the moon, and Asher. And you shall be the people of Yahweh, and have one tongue, and there shall be no spirit of deceit of Belial, for he shall be cast into the fire forever. And they who have died in grief shall arise in joy, and they who are poor for Yahweh's sake shall be made rich, and they who are put to death for Yahweh's sake shall awake to life. And the hearts of Jacob shall run in joyfulness, and the eagles of Israel shall fly in gladness, and all the people shall glorify Yahweh forever. Observe therefore, my children, all the Torah of Yahweh, for there is hope for all them who hold fast to his ways. And he said to them, Behold, I died before your eyes this day, 119 years old. Let no one bury me in costly apparel, nor tear open my bowels, for this shall they do. For this they who are sovereigns do, and carry me up to Hebron with you. And Judah, when he said these things, fell asleep. And his sons did according to all whatsoever he commanded them, and they buried him in Hebron with his fathers. That's it. Thank you, Angie. Okay. Ons begin weer hierso met die res van Judas se storie. Baie van dit natuurlik overlap met Genesis en op boek van Opregte. So ek gaan nie noodwendig al die geskrifte wat ek hier ingesit het voluit lees vir julle nie. Ek gaan dalk net aanvullings lees om die storie bietjie te verryk. Genesis 29 vers 35. En sy het weer bevrug geword en 'n seun gebaar en gesê, die keer sal ek Jahwe loof. Daarom het sy hom Juda genoem en sy het opgehou met baar. So klink dit amper asof sy opgegee het om Jakob se hart te wen deur vir hom seuns te baar, maar eerder alle eer aan Jahwe te gee, wie vir haar die seëning in die eerste plek gegee het om kinders te kom baar. In Genesis 37 vers 23 tot en met 27, toe Josef by sy broers kom, trek hulle Josef se rok uit, en die rok met lang moue wat hy aangehaat het, en hulle neem hom en gooi hom in die put. Maar die put was leeg en daar was geen water in nie, en daarna het hulle gaan sit om brood te eet. En toe hulle oë opslaan, sien hulle met een se reisgeselskap Ismaelite wat uit Gilead kom. Hulle kamele gelaai met speserye en balsam en gom op pad om na Egipte af te bring. Toe sê Juda aan sy broers, watter voordeel is dit dat ons broer doodmaak en sy bloed verberg? Kom, laat ons hom aan die Ismaelite verkoop, maar laat ons nie hard teen hom wees nie, want hy is ons broer en ons vlees, en sy broers het na hom geluister. So jy sien ons het Juda eerder vir Josef wou red van Simeon se woede. Daarom het hy besef die kind sal veiliger wees as hy verkoop word. Want as hy hom heel waarskynlik daar gelos het, sou Simeon hom doodgemaak het, want dit was sy plan gewees, né?
Hierso is nou die storie van Juda en Tamar in Genesis 38. Dit is nie veel meer detail as wat Angie gelees het nie. Dit sê maar net hierso vir ons ook dat hy by Tamar ingegaan het en sy het swanger geraak. Maar wat ek wel hier vir julle wil lees, is in vers 14. Want hy sê toe vir haar na die tweede seun dood is. En hy sê toe vir Tamar, bly 'n weduwee in die huis van jou vader totdat my seun Sela groot is, want hy het gedink anders sterwe hy ook soos sy broers. En so het Tamar dan gegaan woon in die huis van haar vader. So hy het halfie vir haar belofte gemaak van Sela, maar in sy hart was hy eintlik nie bereid om Sela ook vir haar te gee nie, want hy het gesien sy seuns doen nie wat hulle moet nie, en dan sterf hulle in hulle sonde. So hy wou nie eintlik dit gehad het vir sy seun nie. So hy het al amper met valse voorwendsels teruggestuur huis toe. En na verloop van 'n geruime tyd het die dogter van Soa, die vrou van Juda, gesterwe. En toe Juda klaar getreur het hy opgegaan na die skeerders van sy kleinvee na Timna toe. En hy en sy vriend Hira die Adulamit. En daar lees ons nou, hy het anyway, ja, ek eers lees hierdie, en hulle het Tamar te kenne gegee en gesê, kyk, jou skoonvader gaan op na Timna om sy kleinvee te skeer. Toe trek sy die klere van haar weduweeskap uit en bedek haar met 'n sluier en draai haar toe, en sy het gaan sit by die ingang van Enaim, wat op die pad na Timna lê. Want sy het gesien dat Sela groot geword het, maar sy was aan hom nie as vrou gegee nie. So sy het haar op deel van die bargain gehou. Sy het in haar weduweeskap gebly, in haar klere, haar rouklere gebly, want sy het al gehoop dat Juda sy belofte sou hou. Maar toe sy nou sien, die seun is al groot en hy word nie vir haar gegee nie, toe neem sy die saak in haar eie hand. Nou, toe gaan sy en sy gaan gee haarself vir hom. En die mense het die plek, hier was geen hoer nie, dit het ons reeds gelees. Maar as ons nou gaan na die boek van die opregte, hoofstuk 45, gaan ons lees waar Tamar eintlik vandaan kom. En dit sê vir ons, in daardie dae het Juda na die huis van Shem gegaan, en Tamar, die dogter van Elam, seun van Shem, as vrou geneem vir sy eersgeborene Er. En Er het na sy vrou Tamar gekom, en sy het sy vrou geword. En toe hy na haar gekom het, het hy sy saad buitekant vernietig, en sy daad was boos in die oë van Jahwe, en Jahwe het hom doodgemaak. Hier sien ons dat Tamar die kleindogter van Shem was. So sy was 100% pure blood, Israeliet, as ek dit so kan stel, voor die Israeliete nog eers bestaan het. So sy was 'n afstammeling van Noag, direk. Dan lees ons nou verder van Onan, wat ook gesterf het, en dit bevestig maar net die hele storie wat ons in Genesis en in die Testament van Juda gelees het. Maar ons kan ook duidelik sien hier, dat Tamar gehoorsaam was aan Juda's instruksies, en ja, sy het toe eventueel hom met 'n slapriem gevang, maar vader het ook goedgekeur, né? Want Juda se bloedlyn moes gereset word. Omdat hy kinders met 'n Kanaaniet gehad het, hy het self geweet hy het gesondig in dit. Daarom het hy geen vreugde in die kinders gehad, wat hy saam met Shua gehad het nie. En vader het toe dinge so laat uitwerk, dat die bloedlyn van Juda gereset word, met 'n direkte afstammeling van Noag self. Ons weet Juda was ook verlangs afstammeling van Shem gewees, maar Tamar was letterlik sy kleindogter. So hierso kan ons nou sien ook dat Vader laat goed en goede uitwerk vir die wat hom dien en hom vrees en hom liefhet. En ons verstaan ook dat Yeshua uit die bloedlyn van Juda moes kom. So daai bloedlyn moes gereset word en ware skoon bloed Israeliete deurbring. Nou lees ons verder in die boek van die opregte in hoofstuk 37 vanaf vers 23. Die seuns van Jakob het nader gekom. Okay, so hierdie was nou die storie waar hulle nou klaar oorlog gemaak het en Dina gaan red het. En toe besluit almal, hulle gaan nou kom en teen Israel fight, of die seuns van Jakob beklei. Want hulle was bang dat hulle vernietig sou word soos die mense van Shechem. En hulle het toe nou eers die oorlog begin met die seuns. So hulle het eintlik maar net meer gereageer op die aggressie van die stede om hulle, eerder as wat hulle die fights gaan piek het. So ek lees nou verder hier, en die seuns van Jakob het nader gekom en teen al hierdie konings en hulle leers opgetrek.
Hulle het gekyk en sien, was baie magtige volk, taalryk, soos die sand van die see. En die seuns van Jakob het na Jahwe geroep en gesê, help ons vir Jahwe, help ons en antwoord ons, want ons vertrou op U, en laat ons nie sterf deur die hande van hierdie onbesnede manne, wat vandag teen ons gekom het nie. En die seuns van Jakob het hulle wapens van stryd omgegord, en elke man het sy skild en sy spies in hulle hand geneem, en hulle nader gekom tot die stryd. En Juda, seun van Jakob, het eerste voor sy broers gehardloop, en 10 van sy dienaars saam met hom. En hy het na hierdie konings gegaan, en Jashub, soewerein van Tafnak, het ook eerst uitgekom met sy leer voor Juda, en Juda het Jashub en sy leer na hom sien kom, en Juda se toren het ontvlam, en sy toren het binne in hom gebrand, en hy nader gekom tot die geveg waarin Juda sy lewe gewaag het. En Jashub en sy hele leer was op pad na Juda, en hy het op 'n baie sterke kragtige perd gery. En Jashub was nog 'n baie magtige man, en van kop tot voet bedek met yster en koper. En terwyl hy op die perd was, het hy pyle met albei hande van voor en agter geskiet, soos sy manier was in al sy gevegte, en hy het nooit die plek gemis waarop hy sy pyle gemik het nie. Toe Jashub kom om teen Juda te veg, en baie pyle teen Juda geskiet het, het Jahwe die hand van Jashub gebind, en al die pyle wat hy geskiet het, het op sy eie manne teruggekaats. Maar Jashub het egter aangehou om na Juda te vorder, om hom met pyle uit te daag, maar die afstand tussen hulle was ongeveer 30 amma. En toe Juda sien dat Jashub se pyle teen hom afskiet, het hy met sy geweldige krag na hom toe gehardloop, en Juda het 'n groot klip van die grond opgetel. Sy gewig was 60 sikkels. En Juda het na Jashub gehardloop en hom met die klip op sy skild geslaan, sodat Jashub verstom was deur die hou, en van sy perd na die grond geval het. En die skild het in 2 geskeur uit die hand van Jashub, en deur die krag van die hou het dit 'n afstand van hom omtrent 15 amma gespring, en die skild het voor die tweede leer geval. Skus julle, ek moes ook maar gekyk het wat die gewig en die wat amma is soos 'n afstand. Ek moes dit dalk vir julle net gaan opsoek het en dit getranslate het na vandag se geval toe, laat ons dit beter kon verstaan. Ek is jammer, ek het nou nie dit gedoen nie. En die konings wat met Jashub gekom het, het 'n afstand die krag van Juda, seun van Jakob, gesien, en wat hy aan Jashub gedoen het, en hulle was baie bang vir Juda. En hulle naby Jashub se leer vergader, toe hulle sy verwarring sien, en Juda het sy swaard getrek, en 42 manne van die leer van Jashub geslaan. Die hele leer van Jashub het voor Juda gevlug, en niemand het teen hom gestaan nie. En hulle het Jashub verlaat en van hom gevlug, en Jashub was steeds met sy gesig na onder op die grond. Jashub, toe hy sien dat al die manne van sy kamp van hom gevlug het haastig opgestaan met vrees teenoor Juda, en op sy voete gestaan teenoor Juda. En Jashub het 'n 1-tot-1 geveg met Juda gehad, skild teen skild geplaas, en Jashub se manne het almal gevlug, want hulle was baie bang vir Juda. En Jashub het sy spies in sy hand geneem om Juda op sy kop te slaan. Maar Juda het vinnig sy skild teen sy kop geplaas, teen Jashub se spies, so die skild van Juda die hou van Jashub se spies geneem het, en die skild is in 2 geskeur. En toe Juda sien dat sy skild geskeur het, trek hy haastig sy swaard en slaan Jashub by sy enkels, en sny sy voete af, sodat Jashub op die grond val, en die spies val uit sy hand. En Juda het haastig Jashub die spies opgetel, waarmee hy sy kop afgekap, en dit langs sy voete gegooi het. En toe die seuns van Jakob sien wat Juda aan Jashub gedoen het hulle almal in die geleerdere van die ander konings gehardloop, en die seuns van Jakob het met die leer van Jashub geveg, en die leers van al die konings wat daar was. En die seuns van Jakob het 15.000 van hulle manne laat val, en hulle het hulle geslaan asof hulle op kalbasse slaan, en die res het vir hulle lewens gevlug. So die res in hierdie hoofstuk handel ook oor hoe hierdie magtige oorwinning en oor die vyandige stede om hulle. Ons lees van hoe hulle reëse oorwin het, waar Naftali sommer 4 reëse alleen doodgemaak het. Die ouens was sterk en vinnig, en hulle het al die stede wat teen hulle in opstand gekom het vernietig. Dus nou die broers, nou hulle was nie net die 12 van hulle nie, hulle het slawe en ouens gehad wat saam hulle geveg het. Maar die punt is net dat hulle was die minderheid, hulle was elke keer die minderheid gewees, en met Vaders genade het hulle elke keer oorwin. In hoofstuk 39 vanaf vers 27 lees ons die geval van Gaash. En ek gaan net 'n paar stukke uitlig wat vir my baie interessant was van Juda. So,
Ekskuus Monty, ek wil net gou vir Lily antwoord. Sy vra wat het met Sela, sy jongste gebeur. Lily, hierso in die testament van Judas sê dit dat she bare me and Onan and Shelah, and 2 of them Yahweh smote, for Shelah lived, and his children are you. So Sela het toe getroud kinders gehad, en dis van die kinders met wie hy toe op die ou ende praat. Ek weet dit het later aan gesê dat sy ma vir hom 'n Kanaanitiese vrou gekies het. So ek weet nie of hy toe nou by haar kinders gehad het of by 'n Israelitiese vrou nie, dit sê nie. Maar ja, hy praat op die einde met hulle, sy kleinkinders van Shelah of Sela. Ekskuus, ek Ja. wil net vir Lily gaan. Nee, dis reg, ek het nie al comment gesien nie, maar ja, ek dink ook dit is 'n mengsel van sy kinders as ook die kinders van Tamar, want sy het 'n tweeling gebaar vir hom. So, ek dink hulle was deel van die nageslag en nie net die enigste nie. Okay, so ek gaan nou verder lees hier van die geval van Gaash. En die inwoners van Gaash het die seuns van Jakob sterk verwyd en hulle met hulle magtiges gesmaad en het voortgegaan om pyle en klippe op hulle van die muur af te skiet. Juda en sy broers het die woorde van die inwoners van Gaash gehoor en hulle woede was grootliks opgewek. En Juda op sy Elohim in hierdie saak en hy het uitgeroep en gesê, o Yahweh, help ons, stuur hulp aan ons en ons broers. En hy het op 'n afstand met al sy krag gehardloop, met sy gestrekte swaard in sy hand, en hy het van die aarde afgespring en deur middel van sy krag die muur geklim, maar sy swaard het uit sy hand geval. En Juda het op die muur geskreeu en al die manne wat op die muur was bang. En sommige van hulle het van die muur in die stad geval en gesterf. En diegene wat nog op die muur was, toe hulle Juda se krag sien, was baie bang en het vir hulle lewens in die stad ingevlug vir veiligheid. En sommige het moed geskep om teen Juda op die muur te veg en hulle het nader gekom om hom te dood, toe hulle sien dat daar is geen swaard in Juda se hand nie. En hulle het gedink om hom van die muur na sy broers te gooi. En 20 manne van die stad het opgekom om hulle te help. En hulle het Juda omsingel en almal het oor hom geskreeu en het hom genader met getrokke, seker getrekte swaarde en hulle het Juda bang gemaak. En Juda het na sy broers van die muur af uitgeroep. En Jakob en sy seuns het die boog van onder die muur afgetrek en 3 van die manne wat bo op die muur was getref. En Juda het aangeroep en hy het uitgeroep, Yahweh help ons, Yahweh verlos ons. En hy het met 'n harde stem op die muur uitgeroep en die geroep is op 'n groot afstand gehoor. En na hierdie kreet het hy weer geskreeu. En al die manne wat Juda op die bokant van die muur omring het, was bang. En elkeen het sy swaard uit sy hand gegooi by die geluid van Juda se geskreeu en sy skudding en gevlug. En Juda het die swaarde geneem wat uit hulle hande geval het. En Juda het met al hulle geveg en 20 van hulle manne op die muur doodgemaak. En omtrent 80 mans en vroue het nog steeds van die stad af op die muur geklim en hulle het almal Juda omring. Maar Yahweh het die vrees vir Juda in hulle harte ingeboesem, sodat hulle nie in staat was om hom te nader nie. So dit is net vir my baie interessant dat hy het self op 'n stadium met vrees ervaar, want hy was omsingel en hy het nie 'n wapen gehad nie. Maar in daai oomblik van vrees het hy tot Yahweh weer geroep en gesê, help ons, red ons en Vader red. En ek dink nou nie sy gil is dalk iets, ek dink die woord gil is nie, dit doen dalk nie justice aan die geluid wat hy gemaak het nie, want dit het aardbewings veroorsaak. Dit het die dooie vrees in mense geplaas, dat van hulle sommer van die muur afgeval het. En ons sal ook later lees, toe hulle in Egipte was, daai gil het die koning van sy troon laat afval. So dis nie 'n schril gil gewees nie, dis iets wat amper soos 'n lion's roar gewees, wat die vrees in die mense se harte geplaas het. So ek sal julle aanraai om die res in hierdie hoofstuk te gaan lees, dis baie interessant, om te sien hoe die broers saamgewerk het, mekaar se lewens meer as een keer gered het. Naftali het 'n paar keer Juda se lewe gered. Dis werklik iets wat jou wys hoe goed in sink die boeties was, en hoe hulle mekaar opgepas en beskerm het. En nou in die volgende hoofstuk gaan ons lees van Jakob, toe hulle Egipte toe gaan om kos te gaan koop. Ek gaan nie al die gevalle uit Genesis en Opregte lees nie, maar die Opregte weergawe omdat dit meer inligting gee oor die interaksie tussen Juda en Josef. Maar julle kan die storie in Genesis 43 en 44 gaan lees. Ek wou net hierdie deel uitlig, want dit was nog altyd een van my gunstelinge gewees. Hoe die twee amper teen mekaar begin blaster, jy weet, ek sterker as jy.
maar dis nie net uit love trots uit nie, dis oor hulle actually rarig, hulle weet wat hulle doen. Jy weet, soos ons lees hier, Juda was nie 'n skrikkerige ouetjie gewees nie, hy was nogal 'n man wat 'n oorlog kon veg en 40 mans op 'n slag kon doodmaak, of 20 op 'n muur, sonder 'n swaard in sy hand. So, hulle was legendary. So, in die boek van die Opregte, hoofstuk 51 vanaf vers 6. En terwyl die seuns van Jakob op pad was, het hulle berou gehad oor wat hulle aan Josef gedoen het. En hulle met mekaar gepraat en gesê, ons weet dat ons broer Josef na Mitzraim gegaan het. Nou sal ons hom soek waar ons gaan. En as ons hom vind, sal ons hom van sy meester loskoop vir 'n losprys. Indien nie, met geweld, en ons sal vir hom sterf. Toe wil hulle nou half opmaak, nou hulle nou Josef gaan red. En die seuns van Jakob het tot hierdie woorde ingestem en hulle stel versterk ter wille van Josef, om hom uit die hand van sy meester te red. En die seuns van Jakob het na Mitzraim gegaan. En toe hulle naby Mitzraim kom, het hulle van mekaar geskei en hulle het deur die 10 poorte van Mitzraim gekom. Die poortwagters het hulle name op hulle daardie dag neergeskryf en hulle in die aand na Josef gebring. Onthou nou, Josef is nie by nie en Benjamin is by sy pa. So er was net 10 van hulle gewees. Daarom het hulle deur die 10 poorte ingegaan. En Josef het die name van die hand van die poortwagters van die stad gelees en hy het gevind dat sy broers op die 10 poorte van die stad ingegaan het. En op daardie tydstip het Josef beveel dat dit oor die hele land van Mitzraim verkondig moet word en gesê, gaan uit al julle winkeleienaars, sluit al die graanwinkels en laat net een oopbly, sodat diegene wat kom daarvandaan kan koop. En al die offisiere het Josef so gedoen in daardie tyd en hulle het al die winkels gesluit en net een oopgelaat. En Josef het die geskrewe name van sy broers gegee aan hom wat oor die oopwinkel aangestel was. En hy het vir hom gesê, wie ook al na jou toe kom om graan te koop, vra sy naam. En wanneer manne van hierdie name voor jou kom, gryp hulle en stuur hulle. En hulle het so gedoen. En toe die seuns van Jakob in die stad kom, het hulle saam in die stad vergader om Josef te soek, voordat hulle vir hulle self graan gaan koop het. En hulle het na die mure van die hoere gegaan. En hulle het Josef in die mure van die hoere gesoek vir 3 dae, want hulle het gedink dat Josef in die mure van die hoere gebring sou word, want Josef was baie aantreklik van gestalte en voorkoms. En die seuns van Jakob het Josef vir 3 dae gesoek en hulle kon hom nie vind nie. En die man wat oor die oopwinkel aangestel was, het gesoek na die name wat Josef hom gegee het en hy het hulle nie gevind nie. So sien hy hier so dat hulle uiteindelik maar hulle nou eers vir Josef gaan soek voor hulle gaan kos koop en hulle was bereid om oorlog te maak om hom terug te kry. Maar oor hy so aantreklike jong man was, hulle son nou maar aangeneem. Hy is hier in Egipte, ons weet dit, maar hy is moontlik nou as 'n hoer iewers in 'n muur word hy aangehou. Want hulle huise was mos half in die muur ingebou. So hy is nou moontlik hier so iewers in een van hierdie onsedelike huisies aangehou. So dis hoekom hulle daar gaan soek het. Vers 15, en hy het na Josef gestuur en gesê, hierdie 3 dae het verbygegaan, en daardie manne wie se name jy my gegee het nie gekom nie. Josef het die dienaars gestuur om die manne in hele Mitzraim te soek, en om hulle voor Josef te bring. En Josef se dienaars het gegaan en in Mitzraim gekom en kon hulle nie vind nie. En het nog Goshen gegaan en hulle was nie daar nie. En toe die stad van Ramses gegaan en hulle kon hulle nie vind nie. En Josef het voortgegaan om 16 dienaars te stuur om sy broers te soek. En hulle het gegaan en hulle self in die 4 hoeke van die stad versprei. En die 4 van die dienaars het in die huis van die hoere ingegaan. En hulle het die 10 manne daar gevind wat hulle broer gesoek het. En die seuns van Jakob het Josef gesien en sy vorm en voorkoms en voortreffelikheid het wonderlik in hulle oë gelyk. Ekskuus, dis nou waar hulle nou reeds voor Josef is, né? En hulle het weer voor hom na die grond toe gebuig. En Josef het sy broers gesien en hy het hulle geken. Maar hulle het hom nie geken nie, want Josef was baie groot in hulle oë. Daarom het hulle hom nie herken nie. Toe Josef ontvoer was hy soos 18 gewees, né? En toe daar nou baie jare verby gaan, hy 'n groot man geword, hy het self getrou kinders gehad en hy het intussen koning geword. Tweede koning oor Egipte. So hy het baie verander. So hulle het hom nie herken onmiddellik nie. So nou sien ons nou 'n bietjie verder aan as jy nou die hele hoofstuk gaan lees hoe hy bietjie met sy boetie sukkel hierso. En eers sê hy vir hulle spioene en hulle verklein neer oor hulle in hoerhuise gaan rondhang het. En dan probeer hulle vir hom verduidelik dat hulle eintlik hulle jonger boetie probeer opspoor. En toe trek Josef net hulle siele verder uit en sê vir hulle nou, hoe kom het julle boetie verkoop? En
Ja, hy sit hulle op 'n groot runabout maar ook hy toets hulle. Nou, hy wou sien as julle nou ernstig soek julle regtig julle boetie. Maar hy het ook hulle 'n bietjie sal ons sê geïrriteer. Want ek meen hallo, hy's nog dalk 'n bietjie upset oor wat hulle met hom gedoen het. Al kon hy Vader se plan in dit sien en die seëning en bewaring oor hom raak sien in sy lewe. Jy gaan 'n bietjie upset wees want jou broers het jou verkoop as 'n slaaf. So nou sien ons nou hierso, hulle probeer Josef verder oortuig, maar hy toets hulle om te sien of hulle werklik wou kom om hom te red. Maar dan gee hy die bevel dat hulle vir Benjamin moet gaan haal. En Simeon word opgesluit. So julle onthou die res van die storie, waar het gegaan het om Benjamin te gaan haal en hulle geld weer in hulle sakke gevind het en hulle skrik toe en hulle is bang vir Josef. Maar hulle doen toe wat hy gevra het. Hulle gaan haal toe vir Benjamin. In hoofstuk 53 vanaf vers 27 lees ons. Hulle het gou gemaak en elke man het sy sak van sy donkie afgehaal en hulle het in hulle sakke gekyk en die beker is in Benjamin se sak gevind. So het hulle na Benjamin gevat en hy het vir hulle weer hulle graan en goed gegee, maar hy het toe sy eie persoonlike koppie Benjamin se sak weggesteek. Want hy werk met 'n plan hierso. So toe hulle nou daar kom, sien hulle maar hulle het Benjamin of althans Benjamin het Josef se koppie in sy sak. Hulle almal skrik vir hulle self yskoud, want dit beteken nou hulle is in die moeilikheid. En hulle het almal hulle klere geskeur en na die stad teruggekeer. En hulle het Benjamin op die pad geslaan, hom voortdurend geslaan, totdat hy in die stad gekom het en hulle het voor Josef gestaan en Juda se woede het ontvlam. En hy het gesê, hierdie man het my net teruggebring om Mitsraim vandag te vernietig. So hy praat hier van Josef, nou hy wil eintlik die stad kom vernietig. En die manne het by Josef se huis gekom en hulle het Josef op sy troon gevind. En al die magtige manne het aan sy regter en linkerkant gestaan. En Josef het vir hulle gesê, wat is hierdie daad wat julle gedoen het? Dat julle my silverbeker geneem het en weggegaan het. Maar ek weet dat julle my beker geneem het, om daardeur te weet, in watter deel van die land julle broer was. En Juda het gesê, wat sal ons aan ons meester sê? Wat sal ons spreek? En hoe sal ons onsself regverdig? Elohim het vandag die onregverdigheid van al die dienaars gevind. Daarom het hy hierdie saak vandag aan ons gedoen. En Josef het opgestaan en Benjamin gegryp en hom met geweld van sy broers geneem. En hy het hom na die huis gekom en die deur op hulle gesluit. En Josef het hom wat oor sy huis aangestel is beveel, om aan hulle te sê, so sê die soewerein, gaan in vrede na julle vader. Kyk, ek het die man geneem in wie se hand my beker gevind is. Nou kyk, die res van nou is pragtig. Wanneer jy sien hoe Josef en Benjamin mekaar interact, wat daar gebeur het. Maar dis 'n storie wat ons verder sal lees, soos ons by hulle ingaan. Die fokus is eintlik hier op Juda se interaksie met Josef. So ek gaan nou daai skiep en verder gaan na hoofstuk 54 toe vanaf vers 1. En toe Juda die handelinge van Josef met hulle sien, het Juda na hom toe gegaan en die deur oopgebreek en met sy broers voor Josef gekom. En Juda het vir Josef gesê, laat dit nie moeilik lyk in die oë van my meester nie. Mag u dienaar asseblief 'n woord vir u spreek. En Josef het vir hom gesê, spreek. En Juda het voor Josef gespreek en sy broers het daar voor hulle gestaan en Juda het vir Josef gesê, inderdaad, toe ons die eerste keer na ons meester gekom het om kos te koop, het u ons as spioene van die land beskou en ons het Benjamin voor u gebring en die spot steeds met ons vandag. Laat die soewerein nou asseblief my woord ophoor. Stuur ons broer sodat hy saam met ons na ons vader kan gaan. Anders sal u wese vandag saam met al die wesens van die inwoners van Mitsraim vergaan. Weet julle nie wat 2 van my broers, Simeon en Levi, aan die stad van Shechem gedoen het en aan die 7 stede van die Amorite, terwille van ons suster Dina en ook wat hulle sou doen terwille van hulle broer Benjamin. En ek het met my krag wat groter en magtiger is as albei van hulle, sal vandag oor jou en jou land kom, as jy onwillig is om ons broer te stuur. Het julle nie gehoor wat ons Elohim, wat ons gekies het, aan Farao gedoen het, terwille van Sara ons moeder, wat hy van ons vader weggeneem het? Dat hy hom en sy huishouding met swaar plaag getref het, sodat selfs tot vandag toe die Misriete hierdie wonder aan mekaar vertel. So sal ons Elohim aan julle doen, terwille van Benjamin, wat julle vandag van sy vader weggeneem het. En wees die boosheid van hierdie dag, wat julle oor ons in die hele land ophoop. Want ons Elohim sal sy verbond met ons vader Abraham onthou, en onheilig oor julle bring.
omdat julle die wese van ons Vader vandag bedroef het. Luister dan nou na my woorde wat ek vandag tot julle spreek, en stuur ons broer, sodat hy kan weggaan, anders sal julle en die mense van julle land deur die swaard sterf, want julle kan nie almal teen my oorwin nie. En Josef antwoord Juda en sê, waarom het jy jou mond wyd oopgemaak, en waarom spog jy oor ons en sê, krag is met jou? Soos Farao leef, as ek al my magtige manne beveel om teen julle te veg, sou jy en hierdie, jou broers, inderdaad in die modder sink. En Juda het vir Josef gesê, inderdaad is dit reg vir jou en jou mense om my te vrees. Soos Jahwe leef, as ek eenmaal my swaard trek, sal ek dit nie weer in die skede steek, totdat ek vandag die hele Mitzrayim gedood het nie. En ek sal met jou begin, en eindig met Farao, jou meester. En Josef het geantwoord vir gesê, inderdaad, behoort krag nie aan jou alleen nie. Ek is sterker en magtiger as jy. Selfs as jy jou swaard trek, sal ek dit aan jou nek, en die nekke van jou broer sit. En Juda het vir hom gesê, inderdaad, as ek vandag my mond teen jou oopmaak, sou ek jou instruk, sodat jy van die aarde vernietig word, en vandag van jou heerskappy vergaan. En Josef het gesê, inderdaad, as jy jou mond oopmaak, het ek die krag en mag om jou mond met 'n klip toe te maak, sodat jy nie 'n woord kan spreek. Kyk hoeveel klippe is voor ons, waarlik ek kan 'n klip neem en dit in jou mond forceer en jou kake breek. Kyk, ek kan nie help om te giggel as ek hierdie twee se interaksie lees nie. Want dit is nou typies twee broers wat dit teen mekaar, ek is sterker as jy. In elk geval, lees verder van vers 14. En Juda het gesê, Elohim is getuie tussen ons, dat ons nie begeer het om teen julle te veg tot nou toe nie. Gee ons net ons broer, en ons sal van julle weggaan. En Josef het geantwoord en gesê, soos Farao leef, as al die konings van Kanaan saam met julle gekom het, sou julle hom nie uit my hand neem nie. Gaan nou dus na jou vader en julle broer, sal 'n slaaf vir my wees, want hy het die huis van die soewerein beroof. En Juda het gesê, wat is dit vir jou, of vir die karakter van die soewerein? Inderdaad, stuur die soewerein uit sy huis oor die hele land, silwer en goud, het sy in geskenke of uitgawes, en jy praat steeds van jou beker wat jy in ons broer se sak geplaas het, en sê dat hy dit vir jou, van jou gesteel het. Elohim verhoed dat ons broer Benjamin, of enige van die saad van Abraham, hierdie saak sou doen om van jou te steel, of van enigiemand anders, het sy soewerein prins of enige man. Hou nou daarom op met hierdie beskuldiging, anders hoor die hele aarde, julle woorde, en sê vir 'n bietjie silwer het die heerser van Mitzrayim met die manne gestry, en hy het hulle beskuldig en hulle broer as 'n slaaf geneem. En Josef het geantwoord en gesê, neem vir jou hierdie beker en gaan weg van my, en laat jou broer as 'n slaaf, want dit is die oordeel van 'n dief om 'n slaaf te wees. En Juda het gesê, waarom skaam jy jou nie oor jou woorde nie? Om ons broer te verlaat en jou beker te neem, inderdaad, as julle ons en julle beker gegee het, of 1000 keer soveel, sou ons nie ons broer verlaat vir die silwer wat in die hand van enige man gevind word nie, dat ons nie oor hom sal sterf nie. En Josef antwoord, waarom het julle tot vandag toe julle broer verlaat, en hom vir 20 stukke silwer verkoop? Waarom sal julle dan nie dieselfde aan julle broer doen nie? Daar vang hom, né? Want hulle het dit met Josef gedoen. Nou sê nou, gaan jy dit nie met Benjamin doen nie, wat's verskillend hierso? En Juda sê, Jahwe is getuie tussen jou en my, dat ons nie jou gevegte begeer nie. Gee ons na ons broer en ons sal van jou weggaan sonder twis. En Josef antwoord te sê, as al die konings van die land sou vergader, sal hulle nie in staat wees om jou broer uit my hande te neem nie. En Juda sê, wat sal ons aan ons vader sê, wanneer hy sien dat ons broer nie saam met ons kom, en oor hom treur? En Josef het geantwoord en gesê, dis die woord wat julle aan julle vader moet sê. Die tou het agter die emmer gegaan. Wat dink julle beteken daai gesegde, die tou het agter die emmer gegaan? Ek het daaroor gewonder. En ek dink ek sou dit kon gaan opsoek, maar in hierdie konteks, wat bedoel hy daar? Die tou het agter die emmer gegaan. Enige iemand, kan julle daar so in hierdie konteks dit vir ons verduidelik? Ja, sê maar. Okay, wel, hierso in my kop sê dit vir my. Het maak sin. Want nou sê Juda, wat gaan ek vir my pa sê? Sê boetie is, die boetie van die ander seun is nou ook dood. Wat? Hy gaan hom doodtree. En Josef sê, toe sê net vir hom die tou is agter die emmer aan. Met ander woorde, Benjamin is by my.
Is eintlik so simpel as jy so daaraan dink. Nou as jy die hele storie in konteks lees, dan verstaan jy wat hy eintlik daar vir hulle probeer sê. Hy het meer as een keer vir hulle probeer indikasie gee van wie hy is, sonder om plaatant te sê. Die tou is agter die emmer aan. Met ander woorde, die klein boetie is saam met die groot boetie. Maak dit vir julle sin so? Anyway, en Juda dis wat dit vir my sê, ek meen. Dit kan dalk 'n baie diepere, fancier betekenis hê, maar op hierdie oomblik is dit wat vir my sin maak. Okay. Vers 23, en Juda het gesê, inderdaad, jy is 'n soewerein, en waarom spreek jy hierdie woorde, wat 'n vals oordeel gee? Wie die soewerein wat soos jy is? En Josef het geantwoord gesê, daar is geen valse oordeel in die woord wat ek spreek, terwille van jou broer Josef nie, want julle het hom almal aan die Midianiete verkoop vir 20 stukke silwer. En julle het aan julle vader ontken en vir gesê 'n bose dier het hom verslind. Josef is aan stukke geskeur. En Juda het gesê, kyk, die vuur van Shem brand in my hart. Nou sal ek al julle land met vuur verbrand. En Josef het geantwoord het gesê, inderdaad, jou skoonsister Tamar, wat jou seuns doodgemaak het die vuur van Shechem geblus. Oh, no, he didn't. Dis my so funny as ek hierdie lees, want hier sê hy basically vir hom, maar het jou skoondogter of skoonsister nie jou seuns doodgemaak nie, maar hy wys ook hierso uit dat Juda kinders by haar gehad het. En Juda het gesê, as ek 'n enkele haar uit my vlees pluk, sal ek die hele Mitzraim met sy bloed vul. So hy praat sommer bo dit. Hy adres nie eintlik die wat Josef nou net gesê het nie. Hy praat sommer net bo dit. En Josef het geantwoord en gesê, so is julle gewoonte om te doen soos julle doen aan julle broer wat julle verkoop het. En julle het sy kleed in bloed gedoop en het na julle vader gebring, sodat hy sou sê, 'n bose dier het hom verslind, en hier is sy bloed. En toe Juda die woord hoor, het hy uitermate kwaad geword, en sy woede het in hom gebrand. En daar was voor hom op daardie plek 'n klip, waarvan die gewig omtrent 400 sikkels was. Ek het net gekyk, Lily het hier gesê, sikkels is gelyk aan omtrent 600 gram. 60 sikkels. Okay. En hierdie klip, ek kan nie nou wiskunde op hierdie oggend so lekker nie. Hulle sê hierso die klip het hoeveel geweg, ek het nou my plek verloor. 400 sikkels. Okay, so 400 maal 600 gram is baie. En Juda se woede het ontvlam en hy het die klip in een hand geneem en het na die hemele gegooi, met sy linkerhand gevang. En daarna het hy dit onder sy bene geplaas en hy het daarop gesit met al sy krag. En die klip is in stof verander in die krag van Juda. So ek neem aan, dit was 'n redelike groot klip, anders sou dit glad nie impressive gelyk het nie. As dit nou net 'n klont was wat hy neergegooi het, sou niemand impressed gewees het met dit nie. Ja, my liefie. Oh, wow, I see. Dis baie mooi. Ek julle. En okay, so hy het nie net 'n klont neergegooi nie, was seker maar 'n groot klip gewees. Josef het die daad van Juda gesien en hy was baie bang. Maar hy het sy seun Manasse beveel en hy het ook met 'n ander klip soos die daad van Juda gedoen. So sien, dit moes iets groot gewees het, want Josef het actually geskrik vir Juda. Maar Manasse het dieselfde gedoen. En Juda het aan sy broers gesê, laat nie een van julle sê hierdie man is 'n Mitriet nie. Maar deurdat hy hierdie saak doen, is hy van ons vader se stam. Hulle het gesê met Simeon ook, nou, want Manasse het Simeon net teen die nek geslaan en hom half die floute oor hom laat kom en hom toe in die tronk gegooi alleen. Nou, ek dink iets so 70 man dit nie kon regkry nie. So, is baie interessant daai. En Josef het gesê, nie net aan julle is krag gegee nie, want ons is ook magtige manne. Waarom sal julle oor ons almal roem? En Juda het vir Josef gesê, stuur asseblief ons broer en moenie jou land vandag verwoes nie. Sien, ek dink die mans moes tog seker al teen hierdie tyd begin besef dat Manasse dalk wel van hulle bloedlyn is, want hy het dit met Simeon die krag bewys en hulle het dieselfde gesê. Simeon het toe ook gesê, moenie vir enigiemand sê was 'n Mitzriet nie, want hierdie moet van die bloedlyn van ons vader wees. En dan vertel Juda sy broer Naftali in Hebreëus om in die strate te gaan tel. En toe hy terugkom, toe sê hy vir Juda, daar's 12 strate. En Juda sê toe, hy sal 3 strate vat, sy broers moet elkeen die res invaar en die mense doodmaak. En Simeon sê toe,
Hy sal sommer 'n groot rots op die berg gaan afgooi op die mense van Mitzraim en hulle almal so doodmaak. Maar wat hulle nie geweet het terwyl hulle besig is met hierdie gekonkel in Hebreëus, is dat Josef hulle verstaan, want dis tog sy moedertaal. Hy het 100% verstaan wat hulle gesê het. En hy stuur toe sy mense om hulle mense te geroep, hier nou die soldate en almal te gaan roep en op te laat hulle hier die broers van Juda kom omsingel en hulle intimideer en hulle het soos geskree en geraas met hulle musiekinstrumente en wapens en goed, groot rumoer opgeskop daarso om nou die ouens te intimideer. En van die boeties van Juda was 'n bietjie skrikkerig geweest en nou was 'n groot menigte om hulle ewe skielik. Maar Juda sê toe vir hulle, moenie bang wees nie, Jahwe se guns is met ons. So ek gaan gou vir julle hierdie stukkie lees van Juda in vers 41, vanaf vers 41. En toe die seuns van Jakob hierdie geselskappe sien, is hulle baie bang vir hulle lewens. En Josef het so gedoen om die seuns van Jakob te skrik, sodat hulle kalm sou word. En Juda, toe hy sien dat sommige van sy broers bang is, sê vir hulle, waarom is julle bang, terwyl die guns van Elohim met ons is? En toe Juda al die mense van Mitzraim rondom hulle sien op bevel van Josef om hulle bang te maak, het slegs Josef hulle beveel en gesê, moenie aan enig van hulle raak nie. Toe het Juda gehaas en sy swaard getrek en 'n harde, bitter geskreeu gegee. En hy het met sy swaard geslaan en hy het op die grond gespring en hy het steeds voortgegaan om teen al die mense te skree. Toe hy hierdie saak gedoen het, het Jahwe die vrees van Juda en sy broers oor die magtige manne en al die mense rondom hulle laat val. En hulle het almal gevlug by die geluid van die geskreeu. En hulle was bang en het een oor die ander geval en baie van hulle het gesterf toe hulle val. En hulle het almal gevlug van voor Juda en sy broers en van voor Josef. En terwyl hulle gevlug het, het Juda en sy broers hulle agterna gesit tot by die huis van Farao. En hulle het almal ontsnap. En Juda het weer voor Josef gesit en soos 'n leeu op hom gebrul en 'n groot en magtige geskreeu op hom gegee. En die geroep is op 'n afstand gehoor en al die inwoners van Sukot het dit gehoor en al die Mitzraim het gebewe by die geluid van die geroep. En ook die mure van Mitzraim en van die land van Goshen het ingevou van die skudding van die aarde. En die Farao het ook van sy troon op die grond geval. En al die swanger vrouens in Mitzraim en Goshen het 'n miskraam gehad, toe hulle die geluid van die skudding gehoor het, want hulle was vreeslik bang. So weer eens, ek dink nie dit was 'n shriek, shrill, gil gewees nie, dit was 'n magtige, amper soos 'n leeubrul gewees, laat selfs die koning van sy troon afval. So, dit klink komies as mense dit so lees nie, jy kan nie help om by jouself te giggel as jy dink, wow. En hy staan daar en gil en skree en slaan sy swaard en Josef staan net vir hom en kyk as hy wil sê, rarig. Ek seker in sy binneste het hy ook dalk 'n bietjie geskrik vir Juda, want dit is nie 'n klein ding nie, mure het omgeval. Maar hy moes sy man staan teen sy broer en vir hom wys ek skrikkie vir jou nie. Al het Juda nog nie besef dis Josef nie. In elk geval, Farao het toe die boodskap gestuur en gesê, wat is hierdie saak wat vandag in die land van Mitzraim gebeur het? En hulle het gekom en hom al die sake van die begin tot die einde vertel. En Farao was ontsteld en het gewonder en was baie bang. En Josef het sy seun Manasse beveel en Manasse het gegaan en Juda genader en sy hand op sy skouer geplaas en die woede van Juda het bedaar. En Juda het aan sy broers gesê, laat nie een van julle sê dat die daad van die Mitrietiese jongman is nie, want dit is die werk van my vader se huis. Toe sê hulle dit vir die derde keer. Josef, wat sien en weet dat Juda se woede bedaar het hom genader en met Juda in die taal van sagmoedigheid gepraat. En verder af sê dit Juda het Josef geantwoord en gesê, inderdaad moet jy weet dat ek die seun se borg aan sy vader was en gesê het as ek hom nie na hom toe terugbring nie, moet ek sy blame vir ewig dra. So hierso het Juda ingetree vir Benjamin as borg. En daarom het hy geweier om ooit weer sy boetie aan enigiemand anders af te staan. Dit is sy manier om te penance te doen vir wat hulle aan Josef gedoen het, aangesien in hulle hart hulle hom nog nie gevind het nie. Maar ons weet eventually het Juda toe Josef homself toe aan hulle ontbloot en vir hulle gesê wie hy is en hulle het hulle as meel
feesmaaltyd na die tyd gehad en gekuier gelag. So ja, dit is alles het goed uitgewerk vir hulle op die einde. Maar ek love om my storie te lees en dit herinner my net dat daai ouens was nie klein, wat kan 'n mens sê, ninnies gewees nie, hulle was magtig mans gewees, wat magtige dade reg gekry het, 24 kilogram sê jy. Dankie, ek sien nou eers jou boodskap en ek was op 'n ander bladsy besig. So ja, dis baie interessant, né? Ek moet net gou 'n slukkie water vat hier en dan sal ek afsluit. Okay. Goed. So, ons sien hier Jakob se seun oor Juda in afsluiting. In Genesis 49 was die bekendste profesie oor Juda, waar dit sê dat sy broers sal hom prys. In aanhaling, Juda, jy is dit wat jou broers sal prys. Sy naam beteken reeds lof of prys. Hy word die leier van sy broers. Nommer 2, oorwinning oor sy vyande. Jou hand sal wees op die nek van jou vyande. Die beeld totale oorwinning uit oor sy vyande. En dit kon ons sien in sy lewe ook. Nou, hy sou die leierskap dra. Die seuns van jou vader sal voor jou neerbuig. Hoewel Ruben eers geborene was, ontvang Juda die koninklike geslag. Hy word ook gesien as die leeu van Juda. Juda is 'n jong leeu. Die leeu simboliseer moed, krag, koningskap en gesag. En hieruit kom die leeu uit die titel, die leeu uit die stam van Juda, wat na Yeshua toe verwys. Nommer 5, hy kry die koningskap. Die scepter sal van Juda nie wyk nie. Die scepter is die koning se staf. Hier word voorspel dat die konings uit Juda sal kom. Dit is vervul in Dawid, Salomo, die konings van Juda en uiteindelik die Messias. Nou ek het so ruk terug het ek so ou stasie gevind, Truthvids is die ding se naam op YouTube wat hulle nou praat oor Israelite is white. En hoe hulle nou die verskillende stamme in Europa uitbeeld. En hoe hulle sê dat Engeland is Juda. Wat ek nie meer saamstem nie. Ek dink Engeland is Ephraim. Maar dit is my opinie. Ek het nie skrif om dit te back nie, dit is net opinie. Maar punt wat ek wil maak daar is dat hulle is onder die indruk dat Engeland Juda is omdat hulle die rooi leeu het op hulle embleem en so aan. En daar's konings nog in daai bloedlyn. Maar die verskil kom in daai konings is nie koning oor almal nie. Letterlik net daar in Engeland word hy gesien as koning. As jy hier in ons straat toe kom loop, niemand voor jou buig nie. So ja, dit is nie, hy is nie aan ons koning nie. Maar in elk geval, dit is net iets interessants wat ek gedink het. In elk geval, nommer 6, totdat Silo kom. Silo is 'n titel vir die koning of Messias. So wie die volke gehoorsaam en aan wie die volke gehoorsaam sal wees. En dan natuurlik die 7de seëning is oorvloed. Jakob beskryf Juda met beelde van wingerde, wyn, melk, rykdom en vrugbaarheid. Dit simboliseer vrede en voorspoed. So ons sien dat ja, Juda het baie hang-ups gehad of sondes in terme van hy het gedrink, hy was geneig om geld belangrik te ag, hy was geneig om vrouens, jy weet, dwalende oog te hê vir mooi vrouens, en daarom waarsku hy sy kinders ook daarteen, maar dit klink amper asof hy die meeste en mees breedvoerigste seëning ontvang het van al die boeties, sover. Om te sien Moses se seëning oor hom in Deuteronomium 33 vers 7 is dalk kort maar is kragtig. Hy sê, hoor Jahwe die stem van Juda en bring hom na sy volk. Sy hande sal vir hom stry en wees 'n hulp teen sy vyande. So hier's belangrike elemente in die feit dat Jahwe hoor Juda. En Moses bid dat Jahwe Juda se gebede sal hoor, want ons het self gesien hier in al hulle stryd wat hulle gevoer het in verskillende nasies en so aan, het hy tot Vader geroep vir hulp en Vader het hom gehoor en gehelp. Selfs daar in die middel van Egipte waar hy sy barbaric Job gelos het, het Vader daai gees van vrees in die vyande ingejaag. Nommer 2 is hy bring hom terug. Dit dui op beskerming, herstel en veilige terugkeer na oorlog en verstrooiing. Sy hande sal vir hom stry. Juda sou bekend wees as die soldate, krygers en oorwinnaars. Die stam het dikwels die voortou in gevegte geneem. En Jahwe sal sy helper wees. Die oorwinning sou eindelik van Jahwe afkom. So dit is
my opsomming van Juda. Wat sê jy hier so Angie van jy weet ook nie waar dit is nie. O, Engeland. Okay, ja. Ja, so dit is my afsluiting van Juda. Dit was bietjie langer as gewoonlik. Maar ek hoop dit het vir julle waarde bygevoeg en julle het die storie net so geniet soos ek. Dit is altyd vir my lekker om daai stories te lees van die ouens en wat hulle aangevang het. Soos ek sê, hulle het epic battles gehad. En mense kan nie help om in verwondering te lees hoe magtig hulle was nie. Is daar enige vrae of iets wat julle wil bylas by dit? Okay. So volgende week is dit dan. Het julle al dan probeer opsoek op eSword? Dis 'n nagmerrie. Want elke sin wat dan in het word opgeroep. So ons gaan 'n ding, 'n storie hê om deur daai te werk. Maar in elk geval, ek gaan nou sluit met een van Hallelujah Voice of Zion se nuutste liedjies. En dan moet julle 'n baie geseënde en rustige Sabbat hê en mag julle week net vol seëninge en beskermings wees van Vader. It is written, be strong, be courageous. Do not fear, do not be dismayed, for Yahweh your Father goes with you. The mountains shake beneath our feet, the thunder rolls across the sky. The enemy surrounds the camp, but we will never run and hide. The sword is drawn, the banner raised, the battle line has now been set. The promise spoken long ago has never failed his people yet. When darkness gathers all around and fear begins to call my name, I hear the lion roar in power and every chamber send a flame. Be strong and courageous, stand firm. Stand upon the field, their voices echo through the land. But we remember every victory won by Yahweh's mighty hand. The sea was split, the walls came down. The shepherd brought the giant low. The same Elohim who fought before still leads his people as they go. Who taught the eagle how to fly, who commands the morning light, who measures the oceans in his hand, who speaks and the stars ignite. Yahweh, the creator of heaven and earth, the one who neither slumbers nor sleeps, the one who parted the sea, the one who calls his people by name. So why should we fear men? Why should we tremble before kingdoms? Why should we bow before giants? Our help comes from Yahweh, our strength comes from Yahweh, our victory comes from Yahweh. March forward, hold the line, hold the faith, raise the banner, lift it high, the battle belongs to Yahweh. March forward, hold the line, hold the faith, raise the banner, lift it high, the battle belongs to Yahweh. Be strong and courageous, the darkness is breaking, the dawn is at hand. Yahweh goes before us, the remnant is rising according to his command. The battle belongs to Yahweh, the victory belongs to Yahweh forever and ever. It is written, those who trust
trust in Yahweh will renew their strength. They will rise on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not faint. So stand, fight, endure. Lift your eyes. Raise the banner. For Yahweh reigns forever. Raise the banner. For Yahweh reigns forever. Raise the banner. Raise the banner. Yahweh reigns. Sa julle, lekker Sabbat, wees veilig hierdie week.